Saterdagoggend en tyd om weer te gesels oor die verhouding tussen die mens en die hond. En by my in die ateljee, Dr. John Dog. John Grywenstein, altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Ons almal onthou Heidi en Peter in die strokiesverhaal, kinderverhaal. En hulle hond se naam was Josef. En een van die honde in my lewensverhaal, wat ook 'n rol gespeel het, sy naam was ook Josef, en Josef was 'n Sint Bernard. Nou jy sê, luisteraars het vir jou baie navraag gegee, om asseblief te praat oor die Sint Bernard, want verlede week het ons gepraat oor, hoe kies ek 'n hond, of 'n spesifieke ras vir 'n spesifieke werk. Maar ons het hier die prentjie van die Sint Bernard met die vat wyn om die of die port om die soetwyn om die nek, en hulle red mense uit die sneeu. Maar luisteraars het gevra, jy moet ons meer vertel oor die Sint Bernard. Ja, Jacques, dit is baie interessant, want al die vlakke van werk wat ons voorheen geïdentifiseer het, is baie belangrik, maar ook hierdie reddingshonde is baie belangrik, en die Sint Bernard is baie interessant, Jacques. Hy word gekoppel aan die Romeinse legioen. Toe die Romeinse legioen daar oor die Alpe gekom het hulle met hierdie honde gekom. En toe hulle verder gegaan het hulle die oorsprong nagespoor daar na Switserland toe, van hierdie honde. En interessant, in opgrawings en beelde wat hulle gekry het, kom dit van die antieke hond, die Molosser, wat 'n baie groot en sterk hond was, wat gebruik is vir oorlogsdoeleindes ensovoorts. Nou, oor jare het hierdie honde gou die reputasie gekry as bergreddingshonde. En Josef, ja, dit is interessant wat jy nou noem, maar die heel mees bekende hond van die Sint Bernards het die naam gehad van Barry. En Barry is in 1800 gebore, en oor 'n tydperk van 10 jaar daar in die berge het hy meer as 40 mense se lewens gered. Sure. So dit is 'n werklike storie, dis nie net dat Josef daar was nie, maar interessant genoeg, Jacques, die eerste Sint Bernards, wat kom daar van die Molosser af, het kort hare gehad. En toe het daar met die mense toetrede met die teeling, het hy lang hare gekry en meer langer hare. Maar ons verwys na hierdie honde as die sagmoedige reuse, né? Dis 'n groot hond. Weet jy, Jacques, hy word beskryf as tussen 50 kg en 100 kg in massa, wat hy so groot word hy. En hulle is ook net, hulle het ook hierdie pragtige geaardheid, né? Dis belangrik. Hy het 'n pragtige geaardheid, maar hier so, Jacques, ons praat van die sagmoedige reus, maar dit is inderwaarheid 'n hond wat ook 'n goeie, waaksame hond is. Maar hier het ons 'n nadeel. Jy weet, ons het vir John Jr., jy weet daai bonsai wat jy nou en dan so slim hier so oor die radio kom wees hier saam met jou. Was nou die dag, moes hy gaan na mense toe wat so 'n hond het, want die hond is nou ondergeskik. En toe hy daar kom en hy gaan doen bietjie goeie navorsing, vra teken aan, sê die mense, ja, maar ons het hierdie hond laat oplei, en die manne wat hom opgelei het hom streng opgelei. Kwaai, want hy is potensieel so groot, hy kan die kinders seermaak. Nou, wat is die eindresultaat? 'n Hond wat sy gedrag onder druk is, en wat eintlik nou 'n gevaar vir die kinders inhou, want hy is met straf opgelei. So, hierdie wonderlike honde is eintlik sagmoedige reuse, wat baie lief is vir kinders. So, sê ek dan vir die mense en vir die eienaars, as julle hierdie honde aanhou, mense, lei hulle reg op. Hy's 'n baie sensitiewe hond, en sy grootte moet nie met verkeerde opleiding verkeerd gerig word nie, sodat ons nie 'n hond kry wat 'n antipatie het teenoor beweging of iets van die aard van die hand en dalk 'n kind gaan byt nie. Sjoe. Nee, maar dit kan nie, wie wil nou 'n ongelukkige Sint Bernard hê, want hulle is ook net liefde. En ek wil net vinnig by jou hoor, want die tyd haal ons in, John. Is dit nie onregverdig om die Sint Bernards aan te hou in hierdie hitte in Suid-Afrika nie? Of dink jy hulle pas aan? Evolusionêr is dit so dat hy is beter aangepas vir die koue en die koue gedeeltes. Ek beveel dit ook so aan.
maar ons weet ook, hy is aanpasbaar, redelik oor 'n tyd, maar hy's meer geskik vir die kouer dele van ons wêreld. Dieselfde gaan vir die husky. Ja, jou pakhonde, jou husky, alhoewel met sy haarkleed en sy aanpassing, het ons 'n verskriklike interessante aanpassing, en as pakdier kan hy baie goed doen in ons omstandighede. John Grywenstein wat so interessant gesels oor die verhouding tussen die mens en die hond. Volgende Saterdag gaan ons verder. Ek weet, daar is luisteraars wat ook baie navraag gestuur het oor die Pekingese, en ons sal volgende Saterdagoggend daaroor gesels.